Goeiemôre gemeente, dis 'n voorreg om op die tweede Sondag in afsondering aan u die woord van die Here te bring met die vaste wete dat God se woord nie ingeperk kan word nie, maar dat hy reeds lankal die middele gegee het sodat sy woord ook vandag tot aan die uithoeke van die aarde en in elke huis agter geslote deure verkondig sal word. Kom ons word stil voor die Here. Rondom Jerusalem is berge, so is die Here rondom sy volk, van nou af tot in ewigheid. Amen. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Kom ons lees vanoggend uit 'n baie besondere gedeelte in die woord van die Here, Jesaja 42, die eerste 7 verse. Dit is een van die 4 knegliedere van die Here, waar God vir die volk sê dat hy sy knegt gaan stuur en vir hulle hoop bring in onmoontlike omstandighede. Voordat ons lees, kom ons bid saam. Vader, aan U kom toe die lof en die eer tot in alle ewigheid. Ons erken U en aanbid U as die God van hemel en aarde, wat vir elkeen hier op aarde, ja vir my ook, asem gegee het om mee asem te haal en te kan leef, wat vir my hoop gegee het om ook in hierdie tyd 'n lig in die duisternis te wees. En wil U gee, Vader, dat elkeen van ons in hierdie donker tyd ook dit wat ons lees sal gaan uitleef daar buite. Ons loof en ons prys U naam. Maak dit stil in ons harte, Vader, en gee dat ons sal hoor wat U Gees ons wil sê. Amen. Jesaja 42, ek lees daar vanaf vers 1. Daar is my knegt wat ek ondersteun, my uitverkorene in wie my siele welbehaag. Ek het my gees op hom gelê. Hy sal die reg na die nasies uitbring. Hy sal nie skree of uitroep of sy stem op die straat laat hoor nie. Die geknapte riet sal hy nie verbreek en die dowwe lamp nie uitblus nie. Met getrouheid sal hy die reg uitbring. Hy sal nie dof brand of geknap word totdat hy die reg op die aarde gegrond het nie en die eilande wag op sy leer. So sê God, die Here, wat die hemel geskape en hulle uitgesprei het, die aarde uitgespan het saam met die wat daar uit voorkom, wat aan die aardbewoners die asem gee en die gees aan wie daarop wandel. Ek, die Here, het uitgeroep in geregtigheid en ek vat U hand en behoed U en gee U as 'n verbond van die volk, as 'n lig van die nasies. Om blinde oë te open, om gevangenes uit die kerker uit te lei, uit die gevangenes diegene wat in duisternis sit. Geknapte riete en dowwe lampitte. Dis waarvan ons teksvers vanoggend praat in vers 3. Die geknapte riet sal hy nie verbreek nie en die dowwe lampit nie uitblus nie. Met getrouheid sal hy die reg uitbring. Ek het nie 'n riet hier vanoggend nie, maar 'n riet kan lekker ver terugbuig voordat hy geknap word. Ek het wel 'n lamp hier en hier in die glashouer hieronder is daar parafin of lampolie en daar is 'n lamp daar binne wat mens die lampit noem. En as ek hierdie ding bietjie oopdraai, dan brand die lig helderder. Maar as ek hom gaan toedraai, dan gaan hy al hoe dowwer brand. En as die woord van die Here praat van 'n dowwe lampit, dan sê die Israeliete is soos dowwe lampitte. Hulle liggies is maar flou. Hulle is mense wat eintlik sonder hoop is en moedeloos in hulle omstandighede is. Die rede daarvoor is dat die helfte van, of nie die helfte nie, maar 'n groot gedeelte van die volk is doodgemaak deur die Babiloniërs en die ander deel wat oorgebly het
is na Babylonië weggevoer in ballingskap. Hulle sit in vreemde land, tussen vreemde mense, vreemde volk, en hulle hoor elke dag 'n vreemde taal rondom hulle. Hulle is as dit ware geknapte riete en dowwe lampe. Hulle ligte skyn nie meer. En nou kom God met hierdie boodskap van troos aan hulle, maar ook die hoop, die boodskap van hoop. Hy sê vir hulle, ek gaan my knegt stuur, my uitverkorene, en hy sal die reg na die nasies bring. Hy sal die verlossing na die nasies toe bring. Hierdie knegt is niemand anders as Jesus Christus. In Matteus 12 maak Jesus hierdie profesie op hom van toepassing. En daarom weet ons, die knegt waarvan Jesaja 42 praat, is Jesus Christus. Sy taak is om die wat blind is en nie kan besef, nie kan die hoop kan raak sien, nie kan sien dat daar 'n lig skyn om hulle oë oop te maak, om mense wat vasgevang is in sekere in sonde, om hulle vry te maak daaruit, om mense lig te gee in die duisternis. Hierdie taak sal hy doen, en sy menslike swakheid sal nie in 'n pad staan om dit uit te voer nie, omdat God sy hand vat en vir hom 'n lig vir die nasies sal maak. Hy sal nie dof brand of geknap word, totdat hy die reg op die aarde gegrond het nie. Hy sal aanhou met sy werk, totdat die mense insig het in wie God is, en wat se God se doel is met hierdie wêreld. Ja, God bring vir hulle deur die profesie in Jesaja 42 nuwe hoop. Want hulle het gedink dat die verbond en al die beloftes van die verbond nou nie meer tot uitvoering sal kom nie. Maar in vers 6 staan daar, en gee u as 'n verbond van die volk, as 'n lig van die nasies. Met ander woorde, Jesus Christus het al die beloftes van God in die Ou Testament tot uitvoering gebring. Geknapte riete en dowwe lampe. Hierdie mense is nie mense wat goddeloos lewe nie. Hierdie is mense wat bang is, wat paniekerig is, wat in vrees lewe, ja, wat hartseer is, wat dalk 'n geliefde aan die dood afgestaan, of teleurstelling ervaar het in sy lewe, wat dalk voel, maar God is so ver, of God het my nie lief nie, wat twyfel in God se bestaan. Ja, mense wat 'n dwarsklap van die lewe gekry het, en nie meer vertroue in God het. Dis juist vir sulke mense wat Jesus gekom het na die aarde toe. En terwyl hy hier op aarde was, het hy ook na sulkes uitgereik. Ons ken vir Petrus wat Jesus verraai het. En tog reik Jesus weer na hom uit na sy opstanding. Die ongelowige Thomas, dat Jesus haal, sodat hy die gate in sy hande kan sien. Voel jy ook soos 'n geknapte riet en 'n dowwe lamp? Die troos
en die hoop wat die woord vir jou wil gee vandag, is dat die Here vir jou, dat God vir jou sy knegt gestuur het. En vir al jou sondes aan die kruis te sterf, sodat jy nuwe hoop kan hê vir die toekoms. Die feit dat hy vir jou gesterf het aan die kruis, en vir jou sondes betaal het, beteken dat God, soos 'n vader sorg vir sy kinders, ook vir jou sal sorg. En jou hand sal vat, en saam met jou hierdie pad sal loop. Ja, die Heilige Gees woon nou onder ons hier op aarde, die groot trooster, wat daar is om ons krag te gee, en ons elke dag te lei op die donker paaie van die lewe. Jy voel dalk, jou pad is baie swaar, maar dalk moet jy net wegkyk van die berg wat voor jou is, of die storms op die onstuimige see, en die lig wat Jesus gebring het, waarvan vers 6 praat, die lig in die donkerte raak sien. Want weet jy, Jesus het 'n moeilike pad geloop en hy wou nie eintlik die pad stap nie. Hy bid in die tuin van Getsemane, Vader, as dit U wil is, laat dit die beker by my verbygaan, maar nogtans nie my wil geskied nie, maar U wil. En toe daai soldate kom om hom te kom haal, het hulle hom geslaan en in sy gesig gespoeg. Toe hy daar aan die kruis gehang het hulle hom gespot en gesê, ander kon hy verlos, maar homself kan hy nie verlos. Daai lyding en vernedering en pyn het hy deurgemaak, sodat jy die ewige lewe kan hê. Sodat jy vandag nie in donkerte sit nie, maar lig in die duisternis kan hê. En daardie lig is om te weet, die knegt het gekom om jou oë oop te maak en te sien dat God sy hand uitsteek om saam met jou hierdie pad te loop, om jou te dra as jy nie meer kan nie. Hy het die Heilige Gees gestuur om vir jou krag te gee en jou insig te gee, sodat jy met nuwe oë na die toekoms kan kyk en kan weet, God is in beheer. God is so in beheer, sê vers 5, dat hy die hemel geskaap het, ons moet dit onthou. Hy het die aarde uitgespan, hy het vir jou die asem gegee, waarvan jy lewe elke dag. God ken jou. Hy ken jou pyn en hy ken jou angs en hy ken jou hartseer. Maar hy weet ook dat daar vir jou nuwe toekoms is, met nuwe hoop. Daarom kan jy vandag hierdie belofte van die Here vat. Die geknapte riet sal hy nie verbreek nie, die dowwe lampe nie uitblus nie. Hoekom nie? Want Jesus was in jou plek, die geknapte riet en die dowwe lampe aan die kruis. En in jou plek het hy vir jou sondes gesterf. In jou plek het hy uitgeroep, my God, waarom het U my verlaat? Vir jou het hy uitgeroep, dit is volbring. Alles is klaar betaal. Hierdie boodskap is nie daar om jou passief te maak en te wag en te sê, ja, maar nou sal God alles doen en hy sal nie my lampie laat doodgaan nie. Jy moet die eerste tree in geloof neem en groei in die geloof.
Ek wil vandag vir die kinders vra, hoeveel van julle ma's en pa's laat julle toe om net lekkers te eet en net sjokolade te eet? Ek het gedink, daar sal nie een hand wees nie. En net so wat jy vrugte en groente moet eet om vitamiene te kry en om jou gestel op te bou sodat jy kan groei en gesond word. So moet ons Bybel lees. So moet ons bid. So moet ons as die afsondering verby is kerk toe kom en hier by die kerk met medegelowiges kuier. Ons moet die wijksbijeenkomste bywoon. Ons moet geleenthede soos Bybelstudie aangryp, soos die gemeentekamp, om te groei in die geloof. Want dit is deur daardie aksies wat God jou laat groei in die geloof. Mag jy vandag met dankbaarheid op jou knieë gaan en vir die Vader dankie sê vir dit wat hy vir jou gedoen het, deur sy seun na die wêreld toe te stuur. En mag hy die boodskap van dit wat God vir jou gedoen het, jou lamp weer helder laat brand, en die geknakte riet weer jou maak. Ons bid dit en vra dit alles in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Kom ons bid saam. Wonderlike Vader, ons dankie vir u wonderlike genade en u liefde. Dankie dat ons al hierdie dinge van u kan vra. Dat u die dowwe lampe sal laat skyn en die geknakte riet weer sal dom. Vader, u ken ons daar waar ons alleen in ons huise sit. En ek bid dat u Gees ons sal genees en dat ons in hierdie tyd genesing sal ontvang, dat ons sal groei in die geloof en as ons hier uitgaan, ons lig in die donkerte sal laat skyn. Vader, gee dat ons dit wat ons hoor en dit wat ons lees sal gaan leef daar buite. Ons bid dit alles in u naam, want aan u behoort die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Amen. Ontvang nou die seën van die Here en gaan in sy vrede. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met u wees en bly. Amen.